Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons uitgespaar is, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ek eer die Here vir sy instandhoudende genade, sy bewarende hand oor ons. En ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Gesang 57. Diep, o God, diep neergebo staan ons voor u hoë reg. In volslaa onvermoë, hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening deur die Heiland se voldoening. Vers 2 sê, heilig, heilig, heilig wese, aan u wette is voldoen. Heilig, heilig, heilig wese, sondaars is met u versoen. Hoe alleen verlaat in angs, moes hy aan die vloekhout hang. In ons plek gee hy sy lewe, en die skuld word ons vergewe. Hierdie pragtige liedere, vriende, pleit ek dat ons dit meer sal sing in die kerk, en sal let op wat ons sing, en ons sal eer as die driemaal heilige God, wat in liefde vir ons versoening, verlossing bewerk het, en ook vir ons die belofte gee van die ewige heerlikheid. Mag ons verbly in hom, want hy is die God wat aanbiddingswaardig is. Nou vanmôre gaan ons aangaan met ons reeksie, en ons gaan bietjie vanmôre met u praat oor die gedagte van God is nie 'n lamsak nie. Hierdie woordjie lamsak beteken eenvoudig, hy's nie ruggraatloos nie. Hy's nie iemand wat bang is om 'n standpunt in te neem, of om 'n woord te sê nie. En ons sien vanmôre in hierdie gedeelte dat God geen lamsak is nie. Vir die gesê die tydsomstandighede waarin Samuel homself bevind, is juist die omstandighede, vriende, waar die rigters gedien het, dan het die volk weer afvallig geraak, en hierdie oorgangstydperk tussen die rigters en die konings was die tyd waarin Samuel gedien het. Ons al reeds die verse met u hanteer, tot waar Samuel die woord gehoor het, dat die Here hom vir die 3de maal roep, en Samuel het gesê, spreek Here, want u knegg hoor. En nou is vers 11 aan die beer. Daar staan, toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tyd. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot einde. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis sal oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. Vriende, watter geweldige boodskap aan 'n seun van ongeveer 12 jaar oud, wat aan die hoofpriester oorgedra moes word. Ek dink Samuel, sê die Bybel, het met vrees en bewing gelê toe hy God sy stem hoor. En ek wil vir u sê, vriende, die Bybel is ook God se stem vir ons. As jy God wil hoor praat, lees sy wonderlike woord. En daar is duidelike oordeele in God se woord vir mense wat hulle rug styf hou teenoor die Here. Kinders van die Here wat in sonde bly lewe, en hulle wil hulle nie bekeer tot die Here nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, God is geen lamsak nie. Hy's nie ruggraatloos nie. Sy genade beteken nie, ek kan die genade misbruik om in my sonde te bly voortgaan nie. Die Bybel sê vir ons juis, dat hierdie tyd van genade is, dat ons kan bekeer, maar daar gaan 'n dag en 'n uur en 'n oomblik aanbreek, wat die Here 'n lyn in die sand gaan trek, en of sy te gaan oor jou kom as jy sy kind is, of sy oordeel as jy ongered is. Ons hoor deesdae almal, as hulle sterwe, ag, rus in vrede, hulle is nou op 'n beter plek. Luister, as jy sonder Christus sterwe, sal sy oordeel vir tyd en ewig oor jou wees. As jy nou sonder hom leef, sal sy oordeel oor jou kom, op die regte tyd, op die regte manier. Ek wil vir u sê, ongeredde mense het nie so wonderlike lewe soos ons dink hulle het nie. Ons dink om dronk by die huis aan te kom, en vuis te slaan, en dinge te kyk wat nie reg is nie, en dinge te doen wat nie reg is nie, is die lewe. Nee, vriende, kyk hoe word mense in die wêreld vinnig oud. Hulle gaan vinnig agteruit. Die sonde haal hulle in. Hulle is heeltyd besig om oor hulle skouer te loer oor die boosheid wat hulle doen. Watter geweldige tragiese lewe. En dan nog die oordeel van God. En daarom wil ek vir u sê, dieselfde belewenis wat ons vandag het, is wat Samuel beleef het in die tyd, toe die volk afvallig was, Eli die hoofpriester afvallig, en sy 2 seuns. En die Bybel sê vir ons, God sê, Samuel, ek trek nou 'n lyn in die sand. Gaan sê vir Eli, daar sal 'n oordeel kom, en ek sal nie een van my woorde onvervuld laat bly nie. Vriende, ons almal staan basies en kyk na wanneer God se koms gaan plaasvind. Die wêreld is op die punt van hulle stoele, en hulle praat baie daaroor, en bespiegel baie daaroor, want almal weet, daar moet 'n afsnypunt kom. Ons almal weet, alles kan nie aangaan soos dit aangaan nie. Die genade tydperk van God word al hoe meer verder, ek wil amper sê, uitgerek deur mense. En tog sê die Bybel vir ons, dit is
op so 'n manier daargestel, dat mense hulle sal bekeer, want as die lyn in die sand getrek word, sal die oordeel van God kom, en hy sal nie een woord onvervuld laat bly nie. Hy sal hierdie aardeel oordeel in sy grimmigheid, hy sal hierdie mens op hierdie aarde sal hy oordeel in sy toorn. Die Bybel sê vir ons, dit sal 'n geweldige tyd wees, gaan lees die boek Openbaring. En die Bybel sê vir ons die rede. Waarom het die Here die oordeel gebring oor Eli en sy huis? Die Bybel sê omdat Eli die ongeregtigheid van sy seuns gesien het, maar hy het hulle nie aangespreek en streng bestraf nie. Wat het sy seuns gedoen? Vriende, eerste plek, sy seuns het seksuele gemeenskap gehad met die vrouens wat diens gedoen het by die tempel. Hulle het vleis en goedere afgepers by mense. Met ander woorde, hulle was mense wat hulle posisie misbruik het. Hulle het goed gevat wat nie aan hulle behoort nie. Hulle het die mense laat laster teen die amp van die priester en teenoor die God van die Bybel. En ag vriende, ons kyk maar in die kerk van die Here Jesus van vandag, dit gaan presies net so. Predikers is met soveel boosheid besig dat mense sê, ons stel nie meer belang aan God nie. Homoseksuele staan op die kansel, dronkaards, mense wat in boosheid verval, hulle staan op die kansel en sê Sondag, so sê die Here, en dit lyk vir ons asof niemand daaroor bekommerd is nie. Die boodskap van vanmôre is, as ons nie sê, so sê die Here nie, sal God sy oordeel bring. En ag vriende, hoe geweldig sal die oordeel net nie wees as dit begin by die huis van die Here nie. U sien, dis belangrik om vanmôre te sien dat ons ook as kinders van die Here ons kinders streng sal bestraf. Vanmôre bely jy miskien jy behoort aan die Here en jou kind leef in blaatante sonde, of dit nou die sonde van dronkenskap of homoseksualisme, of dit nou miskien die sonde van oneerlikheid, of kyk na goed wat hulle nie moet doen nie, hulle is miskien lui, hulle is miskien rebels, jy spreek hulle nie aan nie, want jy is bang dit gaan verdeeldheid bring in die huis, dan wil ek vir jou sê, pas op dat God se oordeel nie oor jou huis kom nie. Luister vriende, in die jare wat ek in die bediening is, het ek agtergekom, as jy gaan stil bly, gaan jou kind se rebellie groter word, en later as jy ouer word, sal hierdie rebelse kind jou in die grond trap. Hy sal jou in die ouete huis druk, hy sal ontslaa raak van jou. Ons dink nou om tydelik uit te stel dat ons vrede kan hê, gaan op die lang duur miskien beter word. 9 uit die 10 keer word dit nie beter nie. Daarom moet ons onthou, God gee ons die opdrag om ons kinders te bestraf, om hulle sonde aan te spreek, terwyl ons op ons eie lewe moet let, dat ons die Here nie mishaag nie. So baie duidelik sê die Bybel, ek sal hom te kenne gee dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het, want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle streng bestraf. Hoor wat sê vers 14, skrikwekkend. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. Die vraag is nou, wat wil die Here hier deur sê? Vriende, onthou, Eli was hoofpriester en sy 2 seuns was priesters. Hulle moes die voorbeeld gestel het. En die Bybel sê, moenie baie leermeesters sal wees nie, hulle sal 'n groter oordeel ondergaan. Daarom sê die Here, hierdie straf, al kom hulle met spysoffer en hulle kom met slagoffer, sal ek nie hulle sonde vergewe nie, omdat hulle in hulle boosheid bly voortgaan het. En hoor dit sê die Bybel vir ons. En Samuel het bly lê tot die môre toe. En hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak, maar Samuel was bevrees om die gesig aan Eli mee te deel. Wat vir my so aangegryp het by hierdie gedeelte is dat Samuel was bevrees. Die deursnee ou wat vandag die stem, die sogenaamde stem van die Here oor, praat sommer ligtelik daaroor. Die Heilige Gees het vir my gesê, die Here het vir my gesê. Partykeer lag hulle oor wat die Gees vir hulle gesê het en die Here aan hulle geopenbaar het. Luister, as ons van God se woord wegbeweeg, moet daar 'n mate van vrees, aanbidding, lofprysinge, danksegging in ons hart wees, want God het met ons gepraat. Ons as kinders van die Here moet regtig op 'n punt kom dat ons sal besef, die Bybelboek is deur die Heilige Gees gegee. Ons het nodig om dit te lees, ons het nodig om dit ter harte te neem, ons het nodig om belydenis te doen, ons het nodig om berou oor ons sonde te toon en vergifnis by die Here te vra. Ons is nie in die priesterampt nie, dank God vir sy genade dat hy vir ons sê, solank daar lewe is daar hoop. Vir ons as kinders van God is daar die hoop om gedurig gereinig te word van al ons sonde, vir die ongeredde die hoop om tot bekering te kom. Maar in hierdie tyd sê die Bybel, het God besluit om Eli en sy seuns te oordeel. Waarom? Omdat hy vir die volk Israel wil leer, God is geen lamsak nie. As hy iets sê, dan doen hy dit.
En vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Vriende, mag die Here ons genade gee dat ons tog hierdie dinge ter harte sal neem en die Here sal dien met vrees en bewering, met liefde en met opregtheid, met dankbaarheid en met 'n gesindheid van oorgegewenheid, sodat ons eer kan bring op sy naam. Groete vir u en mooi dag verder. Tada.